Kom ons kyk na die derde manier om vraag 1 op te los en dit is deur vergelykings met breuke te doen. Vergelykings met breuke. Nou, belangrike ding, sodra jy een breukie sien, dan beteken dit jy moet die breuk wegvat. As jy klomp breuke sien, dan gaan jy moet 'n KGV kry en jy gaan van daar af dan moet werk. So in die geval sien ons een breukie. So dit beteken jy vat die breuk weg. So deur die breuk weg te vat, omdat jy hier deel, gaan jy regdeur maal met jou onderkant. So in die geval jou noemer. So dit beteken jy gaan sê x maal met x min 1 plus net die 2, want as jy maal dan kanselleer dit mekaar uit. En aan die kant gaan jy sê 4x min 1. Nou gaan jy dit oplos deur middel van in te maal, so jy gaan sê x maal x is x kwadraat, min 1x, plus 2, gelyk aan 4x, min 4. Nou gaan jy alles aan een kant kry, sodat jy dit gelyk kan stel aan 0. So dit beteken jy gaan x kwadraat, min 1x, plus 2, min 4x, plus 4 hê. Omdat jy oorvat, dan word verander die tekens. Nou gaan jy met gelykstaande terms werk. En ons maak so. So dit beteken, jy gaan sit met 'n x kwadraat, min 5x, plus 6 gelykstel aan 0. Nou, jy gaan jouself vra, wat is die faktore van 6? So jy gaan skryf, faktore van 6 is 1 en 6, 2 en 3. Wat vir jou opgetel 5 gee? So jy gaan werk met 2 en 3. So jy gaan x, 2 en 3 hê. Die simbole gaan dieselfde wees, albei gaan negatiewe wees. So dit gaan jou 2 hakies wees. So dit wil sê x min 2 gelyk aan 0 of x min 3 gelyk aan 0. So dit wil sê jou antwoord gaan 2 wees en in die geval gaan jou antwoord 3 wees. En dit is jou antwoorde. Nou belangrik, jy moet ook skryf, dit wil sê beperking. X mag nie 1 wees nie. So hoe werk jy jou beperking uit? Jou beperking is dit wat jy aan die onderkant van die breuk het, as jy nou dit gelyk gestel aan 0. So dit wil sê x mag nie 1 wees nie. So dis jou beperking van voorbeeld 1 in die geval. Nou gaan ons kyk na die volgende een. Nou jy werk met 3 breuke. So dit beteken 3 breuke, jy gaan 'n KGV moet kry. So in die geval sit ons met 'n x plus 3. Hierso sit ons met 'n x min 4. So kom ons verander gou daai, laat dit beter lyk. So jy gaan hê 'n 2x min 5 op 'n x plus 3. Nou jou x is negatief. Nou, hoe gaan jy om 'n negatief kry as jy moet inmaal? So basies wat daar staan, ek gaan julle nou probeer verduidelik. Daar staan basies negatief 4 min x. So dit beteken jy sit met 'n negatief 4 en 'n positiewe x as daai negatief inmaal. Maar nou hoe kry jy dit as jy dit nou so doen? As jy negatief inmaal, dan gaan jy mos nou 'n positief hier kan sit, dan verander daai negatief verander dan in 'n positief en jou x verander in 'n negatief. Want as jy positief sit met hierdie wat hierso staan, gaan jy sit met 'n negatief 4 plus x, en as jy hom beter skryf, sit jy met 'n x negatief 4 in jou hakkie. So jy verander daai negatief na 'n plus, en jy gaan sit met 'n 1 op x min 4. Dan gaan jy nou aan die kant, gaan jy faktoriseer. So dis 'n 12. So jy gaan jouself vra, wat is die faktore van 12? 1 en 12, 2 en 6, 3 en 4.
is die faktore van 12. Wat vir jou afgetrek 1 gee, so jy gaan met 3 en 4 werk. So dit gee vir jou afgetrek 1. Die simbole gaan verskil, die grootste een gaan die negatief kry. So dit gaan jou 2 hakies wees. So jy gaan 7 op x min 4, x plus 3. Hey. Nou gaan jy by almal, jy gaan nou dit presies dieselfde as hierdie kant wil hê. So jy gaan hierdie kant maal met x min 4 bo en onder, en aan die kant gaan jy maal met x plus 3 bo en onder. En dan sodra jy dit gedoen het, en jou KGV's of jou onderkante is dan tegnies dieselfde. So kom ek kry 'n blaai gou hieronder, dat ek kan aangaan met hierdie voorbeeld. So tegnies wat hierso nou staan is, dis 2x min 5 maal met x min 4 op x plus 3 x min 4 plus 1 x plus 3 over x plus 3 maal met x min 4. En dit is dan gelyk aan 7 op x min 4 x plus 3. Nou sien jy dat jou basis oral dieselfde is. So dit beteken jou breuke gaan wegval. So jy gaan sit met 'n 2x min 5 maal met x min 4 plus x plus 3 gelyk aan 7. Nou gaan jy aan die kant maal. So jy gaan sê 2 maal met 1 gaan vir jou 2, x maal met x gaan x kwadraat. Positief maal negatief gaan 'n negatief, 2 maal met 4 gaan 8x wees. Negatief maal 'n positief gaan vir jou negatief 5x gee. En 'n negatief maal 'n negatief gaan vir jou positief 5 maal 4 is 20. Plus x plus 3 min 7 gelyk aan 0. Want jy vat die min 7 oor. Nou gaan jy gelyk soortige terme. Ok, so hier is jou kwadrate. Al jou x's. En dan al jou konstantes. So nou gaan jy sit met 'n 2x kwadraat min 8x min 5x plus x. So 8 plus 5 is 13. So is min 13 plus 1 gaan min 12x. 20 min 7 is 13 plus 3 is 16. So is positief 16 gelyk aan 0. Nou gaan jy regdeur deel met 'n 2, want jy kan sien jy kan 'n 2 gemeenskaplik uithaal. En enigiets tot die 2. So jy gaan x kwadraat min 6x plus 8 gelyk aan 0 hê. Want enigiets gedeel deur, of 0 gedeel deur enigiets is 0. Dan gaan jy nou hierdie faktoriseer, so jy gaan vir jouself vra, wat is die faktore van 8, 1 en 8, 2 en 4? Wat vir jou opgetel 6 gee, so jy gaan met die een werk, so jy gaan 'n x en 'n x, 'n 2 en 'n 4 hê. Die simbole gaan dieselfde wees, albei gaan negatiewe wees. So jou antwoord gaan x gelyk aan 2 of x gelyk aan 4 wees. Nou weer eens, kom ons werk gou met die beperkings. So die beperkings in die geval gaan wees x mag nie 3 wees nie en x min 3 wees nie en x mag ook nie 4 wees nie. Hoekom? So as jy gaan sê x plus 3 x min 4 gelykstel aan 0. Dan gaan jy mos sê x plus 3 gelyk aan 0 en of x min 4 gelyk aan 0. So dit wil sê x is negatief 3 en x is gelyk aan 4. Maar dit mag nie die waarde wees van jou, so dit vorm basies jou beperking dan.
En dit is jou derde manier van vergelykings met breuke. So sodra jy met een breuk werk, dan vat jy die breuk weg, deur reg deur te maal. En sodra jy met baie meer breuke werk, soos hierdie een, dan moet jy 'n KGV kry, en dan sodra die noemers dieselfde lyk, dan val die noemers weg en jy werk net met jou tellers.